en waar haar hart is om verheerlik. Mense, dit is lekker om saam met julle te wees en Here te eer in gees en waarheid. En dis hoekom ons hier is op die aarde, om die Here te eer in alles wat ons doen en elke oomblik wat ons sy teenwoordigheid kom met ons om al die eer gee, al die lof besing, want hy alleen is waardig in die plek vanoggend. Mag die elkeen vir julle seën deur sy kosbare woord, mag die woord elkeen aanraak in julle gees en mag die Here regtig inspraak gee in julle harte. Halleluja. Lekker om elkeen vir julle te sien vanoggend. Mis 'n paar ouens, ek het 'n bietjie koelerig gaan buite, maar nietemin daar kan nie 'n leeu in die pad wees, so kom by dinge van die Here nie nou. Want die hart sê, as 'n leeu in die pad, ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dat doen nie. In elk geval, ons is hier om Here te loof en te prys, en ons is dankbaar vir elkeen van julle wat gekom het om dit saam met ons te kom doen. Ek het 'n woord ook in my hart het vanoggend, en ek het so gisterand bietjie gesit met die woord, en bietjie weer gaan bepeins wat die Here op my hart gelê het vir elkeen van julle hierdie week. En mag hierdie week vir julle 'n besonderse week wees, vol oorwinnings, vol vrede, vol blydskap in die Here. Ons kyk na die woord van die Here vanoggend, gaan ons praat oor die lewe wat daar in die woord is. Maar waar kom daardie lewe vandaan? Kom ons kyk 'n bietjie, waar kom daardie lewe vandaan wat ek en jy moet genereer in hierdie lewe? Ons is geroep en geskape om lewe te hê en lewe in oorvloed. Johannes 10 vers 10 sê, mag jy lewe hê, lewe in oorvloed. Hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes, verwys na die duiwel. Maar ek het gekom dat julle moet lewe hê en dit in oorvloed. So het jy oorvloedige lewe, en as jy nie oorvloedige lewe het nie, hoe gaan jy oorvloedige lewe in begin stap vanoggend? En dit is wat ons vraag is, nou. En wat ons vraag is baie kere, Here, hoekom werk dit nie uit vir my nie? Here, hoekom skuif die berge baie keer nie vir my nie? Maar Here kom vanoggend en wil graag net vir jou sê, dat hy het vir jou alles gegee, wat tot lewe en godsvrug lei. Jy moet oorwinning beleef. Jy moet die vestings sien val. Jy moet die berge sien skuif in die naam van Jesus vanoggend. Kom ons kom net in gebed vir die woord van die Here. Vader, ons sê vir die baie dankie. U woord, Here, bring krag en lewe in ons midde. Heilige Gees, kom en wees die een wat die woord spreek in elke hart. En ons neem elke gedagte gevange tot die gehoorsaamheid van Christus Jesus in hierdie plek, Here. En ons bring dit onderworpe aan die woord en in gehoorsaamheid aan die bevele. En ons dank U, Vader, dat U bevele altyd ja en amen is. Tot die heerlikheid van God die Vader, en daarin julle stem ons saam met die woord vanoggend, en ons harte is honger om die woord te hoor en te begryp, Here, en te verstaan en daarin te wandel. Here, dankie vir 'n hongerte, vir 'n diep hongerte vir die woord, en 'n dors na geregtigheid, Here. En dankie dat die waarheid bekend gemaak word, en dat die waarheid sê vir ook hier, en elke leuen vernietig, en elke vesting breek in die naam van Jesus Christus. En dankie, Vader, die salwing elke juk breek, Here, waar die woord gespreek word. Heilige Gees, kom en spreek, soos U wil spreek vanoggend, en rig ons tonge, en rig ons gedagtes in ons harte, om op U te fokus in Jesus naam. Amen en amen, loof die Here. Kom ons kyk wat die woord van die Here vir ons leer vanoggend. Goed, as ons net moet begin vanoggend, dan kyk ons na die geheim van oorwinning, die geheim van lewe. En in die begin het die Here die aarde geskape, hemel en die aarde geskape. Kom ons lees die skrif saam. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. And God said, let there be light, and there was light. And God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. And God called light day, and darkness night. God called it. God called it, God spoke it. So met ander woorde, ons sien in die begin, het die Here die hemel en aarde geskape. Wat was betrokke gewees? Toe die Here gesê het, laat lig wees. In Hebreë sê dit, laat lig wees, en lig was. Toe die Here alles geskaap het, die hemel en die aarde reeds geskape. Hoe dink julle het hy dit geskape? Het hy sy woorde gebruik om dit te skape? Of hoe dink julle die Here dit geskape? Natuurlik, hy het sy woorde gebruik om dit tot stand te roep, die hemel en die aarde. Nou, want het is geskaap, en alles wat hy geskaap het, daarna het hy wat gedoen? Hy het die woord gebruik, wat uit sy mond uitgegaan het, om alles te kan skape. En so ook vir ek en jy moet ons leer wat dit is. In die begin was daar alle wetenskaplike faktore. Nou, daar was lig, daar was energie, vibrasie, daar was lewe, daar was wiskunde in die begin. Nou, as ek kyk, daar was wiskunde. God is eintlik die beste wetenskaplike. Want alles word georden. Die Here ken wiskunde baie beter as ek en jy. Amen. Hy is die professor van die professors. Amen. Hy is die meester van dit.
Ons praat gisterand, hy ken elke haarsgetal op jou hoof. Hy weet hoeveel bloedselle in jou liggaam is vanoggend. Hy weet hoeveel hartkloppe jy gaan gee in jou leeftyd. Hy weet presies wat jy nodig het. Hy is die een wat alles bereken, alles bepaal. En hoe werk dit? Hoe kan ons in lyn kom met hierdie wonderlike God, wat 'n gedagte oor jou het, wat sê, ek het vir jou lewe in oorvloed beplan. Ek het vir jou die beste beplan in jou lewe. Hoe kan ons in lyn kom met hierdie wonderlike God, wat vir ons alles beplan het? Hoe kan ons die liefde van God ervaar elke dag? Hoe kan ons oorwinning beleef oor alle fasette, oor alle berge en alle heuwels en alles wat in ons pad staan vanoggend? Ons kom in lyn met wat hy spreek. Ons word ook georden en gerig in wat? In ons woorde. Ons spreek wat God spreek, ons sê wat hy sê, nou, en daarom gaan ons ook in lyn kom met wat dit spreek. Het jy geweet jou woorde het so baie krag, dat jy kan ander mense vernietig met jou woorde? Of jy kan ander mense seën met jou woorde? Jy kan dwaase opwek met jou woorde, in die vorm van jou kinders. Jy kan jou besigheid vernietig en jou werk vernietig, waar jy werk met jou woorde. Jy kan jou kind 'n genie maak met jou woorde. Jy kan vir hom sê elke dag, jy is slim. Jy verstaan wiskunde, jy weet hoe dit werk. Jy kan elke dag jou kinders lewe oor hulle spreek, en jy kan daardie woorde delegeer soos God gedelegeer het, en lewe voortbring met jou mond, met jou woorde. En kom ons kyk 'n bietjie, die Here het 'n swaard in sy mond, nou, Openbaring 1 vers 16. Die Here het 'n swaard in sy mond. Hoekom het hy 'n swaard in sy mond? So nou daarby kom. Hy sê, dit beskryf Jesus Christus holding 7 stars in his right hand and a sharp two-edged sword coming from his mouth. Amen. Hierdie skrif sê daar kom 'n tweesidede swaard vanuit sy mond uit. Nou, swaard is 'n wapen, is dit nie? 'n Swaard is 'n wapen. Wat is deel van die wapenrusting wat jy aantrek? 'n Swaard. Amen. Tel die swaard op, waarmee jy die goeie stryd stry. Hoe stry jy die goeie stryd? Met jou woorde. Jy spreek die woord van die lewende God. 'n Tweesnydende swaard, nie 'n enkel snydende swaard nie, wat een kant sny nie, wat stomp is aan die ander kant nie. Hy is albei kante skerp gemaak. En dit kom uit sy mond uit. Dis hoe hy die wêreld tot stand geroep het, met die woorde van sy mond. En die Here gebruik hierdie swaard teen vyande. Kyk hierdie skrif in Openbaring ook. Hy sê, when I saw the beast and the kings of the world and the armies gathered together to fight against the one sitting on the horse and his army, and the beast was captured, and with him the false prophet who did mighty miracles on behalf of the beast, miracles that deceived all who accepted the mark of the beast, who worshipped his statue. Both the beast and his false prophet were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. The entire army was killed by the sharp sword that came from the mouth of the one riding on the white horse. Dis Jesus. Amen. So, hoe gaan hy die weermagte vernietig van die Antichrist? Met die woorde van sy mond. Met die tweesnydende swaard wat uit sy mond uitkom. En hoe gaan jy opereer in hierdie wêreld? Hoe moet jy opereer? Hoe moet jy dinge aanspreek? Hoe moet jy oorwinning beleef in jou lewe? Jy moet ook weet dat jou vyand hou nie van die swaard van die gees nie. Jou vyand is bang vir wat jy uiter met jou mond, as jy oor die woord van God begin spreek. En baie kere spreek ons nie die woord suiwer genoeg nie. Ons spreek wel die woord, maar dit is nie volgens die woord van God werklik wat ons spreek nie. Ons mislei onsself baie kere, en baie keer as ons val, en ons bedink dinge wat nie volgens die woord van God is nie, dan kom daar ander goed uit as monde uit, behalwe die woord. En ons begin struikel oor ons woorde, ons kom daarby uit. Ek wil net myself haas, ons baie om te sê vanoggend, maar kom ons kyk na Openbaring 19 vers 15, from his mouth came a sharp sword to strike down the nations. He will rule them with an iron rod. He will release the fierce wrath of God, the Almighty, like juice flowing from a winepress. Sure, amen. And on his robe, on his thigh was written the title, the King of all kings, and the Lord of all lords. Hallelujah. En kyk hoe regeer die Here, oor die nasies, met 'n swaard. Hallelujah. En met 'n scepter. Prys die Here. So met ander woorde, ek en jy moet deel vorm van hierdie tipe milieu en dimensie, om te spreek wat God wil hê jy moet spreek.
om te wees wat God spreek dat jy is. En wat is ons in die Here? Wie is jy in die Here? Het jy geweet jy is 'n woord van God? Amen. Maar kom ons kyk 'n bietjie na Johannes 1 vers 1. In the beginning was what? In the beginning, before the world, before the earth and the heavens was created, in the beginning. Né? Wat is so maar sê the beginning nie. Now in the beginning was the word. Was what? The word. Amen. Wat het altyd bestaan voor alles bestaan het? Die woord. Halleluja. So wat, wie aanbid ons die woord? Amen. Ons aanbid die woord. Halleluja. So, hoekom het die Here vir jou 'n mond gegee? Hoekom het hy vir jou 'n uitdrukking gegee? Hoekom kan party van ons baie praat en ander kan nie baie praat nie? Dit hang baie af van jou persoonlikheid, né? Hang al baie af hoe jy groot gemaak is ook. Jy praat baie en luister nie altyd nie. Jy praat baie en dit bring nie die moeilikheid. Of jy praat baie en jy oorwinning. As jy baie die woord spreek. Maar kom ons kyk 'n bietjie verder in die woord. Dit sê, the word was with God. Amen. In the beginning the word already existed. The word was with God and the word was God. Die woord is God. So ons aanbid die woord. Die koning van die konings. En die Here bo alle Here. Jy aanbid die woord. So, halleluja. Dis eintlik so wonderlik. So, wat moet die woord wees vir jou? Die woord moet dominant wees vir jou. Die woord moet eintlik jou heerser wees. Amen. Die woord, wat ons in 'n boekvorm kry, kan lewend gemaak word met jou woorde. En jy spreek daar die woorde, wat skriftuurlik vir jou gegee is in 'n boekvorm. Amen. En dit is wat ons aanbid. Ons aanbid die woord. Wie ons aanbid? Hy is 'n persoon. Die woord is 'n persoon. En hoe maak ons die woord lewend in ons monde? He existed in the beginning with God. God created everything through him, through the word. And nothing was created except through the word. The word gave life to everything that was created. Hallelujah, to everything. Nou dat gesê iemand vir my, maar die Here het nie gespreek toe hy die mens gemaak het nie. Hy het gespreek met die plante, toe hy die plante gemaak het. Hy het gespreek oor alles toe hy dit gemaak het. Sê vir is verkeerd, kom ek wys julle. Gou vinnig. Wat daai ou gesê het is nie waar nie. En hy het gehoor iewers anders en probeer gedink dis die waarheid, maar dis nie die waarheid nie. Want hy het met die aarde gepraat, plante het voortgekom. Hy het met die hemele gepraat, die voëls het gevlieg. Hy het met die see gepraat, die waters en die vis het begin wemel. Nou, hy het elke habitat aangespreek wat die oorsprong van daardie kreatuur moes wees, of daardie dier moes wees. En wat het die Here gemaak? Hy sê, the word gave life to everything that was created. And his life, met ander woorde mense ingesluit. Nou, and his life brought light to everyone. Daar was lig en lewe. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. Waar die woord is daar lig. Waar die woord is daar lewe. En die duisternis kan nie die woord uitblus nie. Yes. Halleluja, die duisternis kan nie. En dit is wat die woord sê hier, né? En as ons die woord leer om te handhaaf en die woord mee te handel en die woord te implementeer en die woord reg te sny, né? Dan gaan ons nie gestop kan word nie. Ons gaan nie beperk kan word nie. Ons is kinders van die lewende God, ons kom eintlik van die woord af. Ek wys vir julle, ons kom van die woord af, né? Genesis 1:26, then God said, let us make human beings in our image. He said it. Hy het gespreek, né? So, hy het gesê, let us, die enige God, let us make man in our own image to be like us, so, om woord te wees, om woord te word, so, amen, want van die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, Here sê, kom ek maak mense om soos die woord te lyk, halleluja, en hy sê, they will reign over the fish of the sea, who? The birds of the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground. So God created human beings in his own image. In the image of God, he created them, male and female, he created them. Then God blessed them and said, be fruitful and multiply, fill the earth and govern it, reign over the fish of the sea, the birds of the sky, and all the animals that scurry
along the ground. Hierdie Here, die mens geskape. Toe hy die mens skape, toe praat hy met homself. Toe hy sê, kom ons maak mense in ons eie beeld, ons eie gelykenis, sê, kom ons maak mense. En hy praat met homself, die habitat waar jy uit voorkom. Jy kom van die woord af. Toe praat hy met homself en sê, ek wil woord voortbring wat soos ek lyk. Halleluja. Hoe wonderlik is dit? Ek wil woord hê, wat soos ek opereer, wat soos ek lyk op die aarde. En wat moes gebeur het om dit reg te kry? Die Here moes vir jou 'n liggaam gee. Eerstens was jy gemaak, geformeer, geskape in die beeld van God, en toe is jy nog 'n gees in God. En in Genesis 2, toe maak hy vir ons liggame, om ons in te sit. Nou, so ons sien dit hier, Genesis 1 vers 7, Genesis 1 vers 7, excuse. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground, he breathed in of life into the man's nostrils, and man became a living person. Amen. So, eerstens was jy geskape, toe is jy geformeer. Amen. Hy sê, let us form man out of the dust. Maar hier praat die Here van om vir 'n liggaam te gee, dat die woord in 'n liggaam kan bly. Dat die woord wat jy is, wat van God afkom, in 'n liggaam kan bly en kan funksioneer op die aarde, om te heers oor die visse, om te heers oor die voëls, om te heers oor sy hele skepping. Nou wat was die probleme gewees? Die Here het net vir die mens die vermoë gegee om te spreek. Nie vir die diere nie. Maar toe die slang 'n mondstuk kry, toe begin hy invloed hê op die aarde. Toe kom ons lei vir Eva, met sy woorde. Die Here het nooit bepaal dat die Here met jou moet praat, het jy jou hond gehoor, hallo sê vir in die oggende? Het jy, dit gebeur is, kan jy honde doen? Ek het het aan die kant seker. Maar Bileam se donkie het gepraat op 'n stadium en hy het die plan van God eintlik gestop, amper. Die plan verander van God. Ne? En Bileam het eintlik met, die donkie het met Bileam gepraat, ne? Vies gepraat, hy het 'n stem ontwikkel, hy het 'n stem gekry. En hy weet parkiete kan praat, ne? Maar hy kan nie soos 'n dialek hê nie, met jou nie. Hallo, hoe gaan dit? Hoe lyk jou bankrekening vandag? Hoe gaan dit met jou nie? Weet, hulle praat op 'n ander vlak. En honde verstaan seker wel wat 'n mens sê, nou, gaan sit, gaan lê. Maar hy kan nie met jou terugpraat nie, noodwendig nie. Maar ons sien ook dat die skepping, die Here het bepaal dat die diere moenie daardie stemme hê om te delegeer en instruksies te gee en goed in plek te bring soos ons nie. Amen. So met ander woorde, ons is mense, geskape na die woord en die beeld van God, en ons moet leef wat dit is, om soos die Here te funksioneer, om woord te hê, om lewe te spreek, om oorwinning te beleef in die naam van Jesus. En dit is hoe ons dit doen. Ons oorwin deur ons woord van ons getuienis. Dan oorwin die antichrist met die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Halleluja. En dis hoe ons moet heers as heersers in hierdie wêreld. So prys die Here. Ons sien dat mens het 'n lewende siel geword en daaruit kon sy hart vloei en hy kon spreek wat God spreek. Romeine 14 vers 11 sê, for the scripture says, as surely as I live, says the Lord, every knee will bend to me, every tongue will declare allegiance to God. Amen, dis hoe Here ons geskaap het. Elke tong is veronderstel om te bely dat Jesus Christus Here is. Hy het tonge so gemaak om wat te doen? Om te bely dat hy Jesus is, dat hy Here is. Amen. Elke knie moet buig, elke tong moet bely en sê, Jesus Christus is my Here. Ek verklaar my afhanklikheid van hom. Ek verklaar hy alleen is my heerser en my Here en my God. So dit is hoe ons eintlik ons lewe handhaaf op die aarde, om te uiter dat hy ons Here is, ons koning is, dat hy alles vir ons gedoen het. Hy het met sy bloed betaal vir ons elkeen, en ons elkeen moet ons afhanklikheid voor hom verklaar, elke dag. Het jy vanoggend jou afhanklikheid voor die Here verklaar? Here, U is my herder, niks in my hand breek nie, Here, net U alleen gaan voor my uit. U maak 'n weg vir my, Here. U is my Here en my God. Ek gee my lewe aan U oor. Ek nooi uit in my hart, Here. U alleen is belangrik vir my. So ons verklaar die goed in die naam van Jesus elke dag in ons lewens. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n voorbeeld. Exodus 4 vers 10. Moses wou nie praat nie, maar hy het die vermoë gehad om te praat. Maar hy wou nie praat nie. Kom ons kyk 'n bietjie
But Moses pleaded with the Lord, "Oh Lord, I'm not very good with words. I never have been, and I'm not now. Even though you have spoken to me, I get tongue-tied and my words get tangled." My woorde word verstrik, Here, en ek knoop my tong bietjie. Ek kan nie lekker praat nie. En uiteindelik soos half, Here, maar iets vir my die vermoë gegee om te praat. Ek is 'n heerser en ek is iemand wat kan heers met my mond. Ek kan ek sou staan om opgerig te word om te praat met Farao. Hy het gesê, gaan na Farao toe en praat met Farao, maar hier het hy verskoning, hy sê, Here, ek kan nie praat nie. En hy voel minderwaardig dalk. The Lord asked Moses, who makes a person's mouth? Who decides whether a person speaks or do not speak? Hear or do not hear? See or do not see? As jy sê, is my moeilik om die woord te spreek, is my moeilik om God se beloftes te verklaar in my lewe, dan sê Here, wie is jy om te besluit of my woord gaan spreek of nie? Jy moet dit spreek. Amen. Wie is jy wat dink jy kan nie goed uiter in my naam nie? Wat dink jy kan die berge beveel om in die see te val nie? Wie is jy wat sê Here, ek is beperk in wat ek kan doen in hierdie wêreld? Die Here sê, ek het in jou mond gemaak. Ek het dan spraak vir jou gegee. Amen. Spraak. Dink jy daaraan, 'n onderwyser moet kan praat, in 'n klas. Anders kan hulle nooit onderwysers word nie. Wees nie. Hulle kan nie daar staan eendag en sê, en vingertaal begin praat nie. Hulle moet kan praat, En so ek jou baas by die werk, hy gee instruksies, En so werk ek in alle fasette van die lewe. Ons gemaak om 'n spraakbuis te wees en 'n instrument te wees van spraak. Dis hoe kragtig spraak is. Amen. Ons praat met mekaar. Jy praat met jou vrou. Jy kan jou vrou opbou met jou woorde. Jy versier jou vrou met jou woorde, sê die boek van Efesiërs 5. Jy versier haar met jou woorde. Dus hier is die kerk versier het met sy woorde, met sy woord, so versier ons vrouens met ons woorde. Ons maak hulle eintlik beter as nooit was. As ons mans is wat na God luister. En sy woorde spreek in ons vrouens se lewens in. En dit is hoe ons lewens handhaaf. Alles wat jou lewe behels, alles wat jy doen, praat, jy spreek dit. As jy by 'n til kom, dan moet jy kan praat om te kan betaal. Byvoorbeeld, jy moet daarom iets kan sê. Ek praat altyd ek maak baie grappies by die tille, maar my vrou moet my beheer met dit. Ek wil altyd met hulle praat en 'n bietjie grappies maak met hulle, maar ek het besluit, ek gaan dit nie meer doen nie. Dit mors tyd, ek kon lank aan die kar gewees het. En the Lord asked Moses, who makes a person? It is not I, the Lord. Now go, I will be with you as you speak, and I will instruct you in what you say. Amen. Hy sê vir Moses, ek gee nie om as jou tong knoop nie. Ek gee nie om as jy te mekaar raak nie, en jy struikel oor jou woorde nie. Ek sê vir jou, gaan en spreek, ek sal met jou wees. Ek sal vir jou leer wat jy moet spreek. Hoeveel keer laat jy toe dat die Here jou instruksies gee oor wat jy moet spreek? Hoeveel kere leer ons om die woord reg te spreek? En te spreek in seisoene, uit seisoene, tye wat dit moeilik is, tye wat dit goed gaan, moet ons die woord ook spreek. Konstant, En die Here sê, ek sal die instruksie in jou mond sit. Ek sal met jou mond wees. Ek sal vir jou wys wat jy moet spreek. So dis wonderlik, Die Here maak jou 'n mondstuk, hy maak jou 'n woord op die aarde, en hy gee vir die vermoë om te spreek en sy woord uit te dra, en hy gee vir die instruksies en wys vir jou nog hoe ook. Dis wonderlik, halleluja. En hy kom, en Moses again said to the Lord, pleaded with the Lord, send anyone else. Lord, please, send anyone else, not me. Not me, God. En die Here begee so, dat jy 'n heerser moet wees, met wat jy spreek. Jy moet beheer hê oor die milieu waar jy bly, waar jy werk, waar jy beweeg, en oor jou kinders, en alles handhaaf met die woorde van jou mond. Maar die Here sê vir jou, doen dit, want ek het jou aangestel om 'n woord te wees, oral waar jy gaan, in my naam.
En jy sê Moses stuur eerder iemand anders, Here. Ek kan nie die woord gebruik nie. Die Here sê, omdat net Moses, jy gaan nie jou woorde spreek vir Farao nie, jy gaan my woorde spreek. Is Here nie, stuur nog steeds iemand anders. Interessant, nou. And then the Lord became angry with Moses. All right, he said, what about your brother? So Here, hou nie daarvan as sy woord kan toepas en spreek nie. Nou, ek dink hy raak frustreerd met ons baie keer. Hy sê, hier is die berg voor jou my kind, al wat jy moet doen is spreek my woord. Amen. Maar jy spreek nie my woord nie. Jy wend nie my woord aan in jou lewe nie. Ja, die probleem is daar nie, en het lyk of die goed jy wil oorweldig, en die probleme daar is, maar jy vat nie my woord, en sit het op jou lippe nie, want jy is geskape om soos ek te wees in die wêreld, en 'n woord te hê, en 'n woord te spreek. Hoe die Here die aarde geskape, sê die Bybel in die boek van Hebreërs 11. Hy het die aarde geformeer, in 'n raam gesit met sy woorde. Hoe raam jy jou wêreld? Hoe raam jy jou wêreld? Met jou woorde. Jy sit dit in 'n mooi raam, om vir almal te wys, ek het 'n mooi portret by die huis, né? En so raam jy eintlik jou woorde, halleluja. So kom ons kyk verder, hy sê vir ons, alright, he said, and the Lord became angry, alright, he said, what about your brother Aaron the Levite? I know he speaks well, and look, he's on his way to meet you now, he will be delighted to see you. Talk to him, and put the words in his mouth. Wow. Die Here sê, ek gaan nie die woorde in sy mond sit in Aaron se mond nie. Moses, jy moet die woorde in sy mond gaan sit. Sjoe, dis interessant, né? So hy moet met Aaron kommunikeer, wat die Here alreeds met hom gekommunikeer het. So, as jy met jou kinders praat oor die woord van God, dan leer jy hulle om die woord van God in hulle monde te sit. Halleluja. Hoe meer woord jy spreek in jou milieu in jou huis, dan sit jy eintlik God se woorde in jou kinders se monde. Prys die Here, amen. En dis interessant, hoe lank moes hulle praat hieroor? Ek dink hulle het nog geruime tyd met mekaar gedeel, met mekaar gepraat, sodat hy gesorg het, dit wat uit Aaron se mond uitkom, voor hy Farao toe gaan, is van God af. Is wat God gewoon gespreek het. En ons sien wat hy talk to him, I will be with you, both of you, as you speak. Both of you as you speak. So hy verwag nog steeds Moses moet spreek. Both of you as you speak. Hy het nog steeds gehoop, Moses gaan ook praat. And I will instruct you both in what to do. Aaron will be your spokesman to the people. He will be your mouthpiece, and you will stand in the place of God for him, telling him what to say. Wow. Dis wonderlik. Amen. Sure. Dis eintlik so groot. Moses, you will stand in the place of God to tell Aaron what to say. So met ander woorde, Moses moes bekend geraak het, volledig bekend geraak het met God se woorde, om dit vir Aaron te verduidelik, sodat hy die plek van God kan staan. Dit is wonderlik. As jy vol is van die woord van God, en jy leer om die woord te spreek, en dit borrel uit jou uit, en dit word deel van jou substansie, jou natuur, jou denkswyse, as jy deel word van dit, dan staan jy in die plek van God, prys die Here. En jy uiter God se woorde op die aarde. Dit is so wonderlik, dit is so kragtig, nou wat die Here spreek, hy sê, jy staan in my plek, jy staan waar ek moes gestaan het, en jy is my spraakbuis. Jy is die een wat delegeer, jy is die een wat kreatief is, jy is die een wat dinge verander, jy is die wonderwerk vir baie mense, want jy spreek my woord. Loof die Here, amen. Het ons dit so ver? Kom ons gaan 'n bietjie verder, ons kyk hier, in Jakobus 3 vers 2, ons amper klaar. Maar kom ons kyk na die gedeelte, en dit is 'n gedeelte wat ons baie keer oorstruikel. Maar hy sê, indeed we all make many mistakes, for if we could control our tongues, we would be perfect, and could also control ourselves in every way. As jy jou tong kan beheer, gaan jy perfek wees, soos God perfek is. En jy gaan nie struikel in jou weë nie. Jy gaan jouself kan beheer. We can make a large horse go wherever we want by means of a small bit in his mouth. And behold, a small rudder makes a huge ship turn wherever the pilot chooses to go.
And though the winds are strong, in the same way the tongue is a small thing that makes grand speeches. En ons sien dit ook hier, as ons gevinnig kyk na van die woorde, die woord behold, en behold, die woord behold is eintlik beteken stop, kyk en maak 'n nota. Dis wat behold beteken. Stop, kyk en maak 'n nota. En toe dit geskryf was, toe Jakobus hierdie geskryf het, het hy pertinent vir hulle laat weet, vir die mense van die tyd. Julle moet 'n nota maak daarvan, dat wanneer jy spreek, dan gaan jou woorde soos dit wees, wat 'n perd kan beheer, wat 'n groot skip kan stuur, waar ook al hy wil gaan. En die woord groot hier is eintlik 'n interessante woord. Dis die woord tel ikotos in die Grieks. Dit beteken baie groot. Baie groot. En is asof ons dalk in ons moderne samelewing, hulle het nie daai tyd groot geboue gehad met 50 verdiepings nie. Hulle het nie groot strukture gehad nie, maar het groot skepe gehad. En daar is skepe verwysing na wat hulle gebou het in daardie tyd. Dis omtrent basies skepe wat amper soos 'n vliegtuigskip moet wees vandag, né? Wat so groot was, wat hulle kon gebou het in daardie jare. En as jy kyk hoe groot is hierdie geweldige skip, maar kyk wat het dit nodig om gestuur te word. 'n Klein roer wat hom stuur in 'n rigting wat hy moet gaan. So hoe gaan jy op koers bly as jy in 'n oorlogvoering betrokke raak? As jy begin situasies konfronteer in jou lewe. As jy begin sien, ja maar die berge raak te veel vir my en ek weet nie om hierdie goed te beheer nie, Here. Dan wil die Here vir jou sê vanoggend, jy stuur daardie oorlog. Jy stuur daardie geveg met jou woorde. Want daardie persoon was opgelei om 'n skip te kan stuur, hierdie groot geweldige skip, op die golwe in die storms te kan stuur. En as hy daardie wiel vasgehou het van daardie skip, kon hy hom stuur waar hy wou. Hy kon die roer draai waar hy wou, om hierdie groot geweldige skip te stuur in die rigting wat hy moet gaan. Dat hy moet sorg dat die skip nie skipbreek ly nie. En as hy die storms gewoed het, die winde gekom het, die Bybel sê dit vir ons duidelik, nou, even though the winds are strong, he could steer the ship. Amen. So, hoe geweldig sterk is die winde teen jou vandag? Watter wind konfronteer jou? Is daar 'n orkaan teen jou? Voel dit so? Of het ons spreek oor jou? Jy moet jou skip stuur. Jy kan jou lewe stuur. Soos die Here wil hê jy moet dit stuur, as jy sy woorde reg aanwend. So, jy hou vas aan hierdie wiel, né? En jy moet nie die woord laat gaan nie. En jy draai hierdie roer, waantoe jy hom moet stuur, in die naam van Jesus vanoggend. So jy sê, ek stuur hom weg van die rotse af. Ek stuur hom met my mond, hierdie groot geweldige skip wat jy nie kan roer, as hy stil staan, jy kan hom nie stoot nie, dis onmoontlik. Maar wat behels dit? Jy stuur hom met jou woorde. En dis wat Jakobus sê, so is jou woorde. Jy stuur hierdie geweldige groot skip met jou woorde. Jy vat hom in situasies in wat jy wil hê, moet hy ingaan. Jy stuur hom uit die storm uit. Halleluja. Jy stuur hom weg van die pyle af, van die ander skepe wat pyle op jou skiet in die tyd van oorlog. Jy stuur hom weg van daardie dimensies af van konfrontasies en oorlog. Jy stuur hom in oorwinning in. En dit is die verskil. Hoe stuur jy vanoggend jou mond of jou skip van jou lewe? Hoe beheer jy jou lewe? En weet jy, dit is so belangrik om hierdie goed te weet, want as kinders van die Here weet hoe om goed te beheer met hulle monde en skepe te stuur. Hierdie woord ook is baie interessant, hoe jy perde beheer met hierdie leiersels, né? En die Turke en die ouens van daardie jare in Turkye, het die Turke gekom en hulle was eintlik die Hongare en die Turke het baie oorlog gevoer te mekaar. En hulle het geweet om 'n perd se leiersel met hulle tone selfs te stuur, om 'n pyl en boog te kan skiet, terwyl hulle perd op die perd ry. Sjoe, hulle was baie skilled, né?
So hulle kon al die goed doen, hulle kon perde stuur waar hulle wou, terwyl hulle in oorlog betrokke was, en pyle en bome strek en skiet. En dit is hoe kundig en hoe skilled jy moet word in die woord. Jy moet iemand wees wat die woord sny en beheer in alle omstandighede, elke dag. Elke dag, baie keer en dan kom ek en ek sê vir leer, ons gaan nou parkering kry. Ons ry nie mol in. Jy moet nie sê, jy sê parkering nie. Sê ek gaan nou parkering kry. Woeps, dan gaan 'n parkering oop. Gaan in, na by die ingang. Amen. Jy begin sommer voor die tyd bid en sê, Here, dankie vir 'n parkering. Amen. Daar's my parkering. Jy weet waar om te parkeer. Voor ek nog parkering. En dis hoe dit werk. Amen. Jy delegeer en stuur elke dag jou bestaan. Jy lewe elke klein faset met jou woorde. Jy doen dit omdat jy al leer wat dit is, om die woord aan te wend en te spreek en daarin te wandel, want jy is 'n spraakbuis van God. Jy moet spreek volgens wat God spreek. Amen. So, dit is baie belangrik om dit te sien vanoggend. En hy sê vir ons verder, but a tiny spark can set a great forest on fire, and among all the parts of the body, the tongue is a flame of fire. It is a whole world of wickedness, corrupting the entire body. Sure, dis interessant. Jou liggaam is gesond, volgens wat jy spreek. Don't corrupt your body. It can set your whole life on fire, for it is set on fire by hell itself. David skryf in Spreuke 10 vers 19, too much talk leads to sin. Te veel pratery veroorsaak sondes. But be sensible and keep your mouth shut. Dit is interessant, né? Hy sê nie eintlik bly by my en stil nie. Maar wat hy sê is spreek die regte woorde. Amen. Rather keep your mouth shut if you want to speak out of your own mind and your own heart. Dan bly jy stil. Spreek wat God wil jy moet spreek in jou lewe. Spreek in 21 vers 23, watch your tongue and keep your mouth shut and you will stay out of trouble. Jy het al 'n bietjie probleme ervaar met hulle baie praat. Jy wip jouself vir die baas. Wip jouself vir die spietkop. Dan gee jy ekstra boetes. Nou, ek sien, of jy wip jouself vir die buurman. Nou, dan kom jy in moeilikheid. Of jou vrou, kom jy in groot moeilikheid. En dit is wat dit op neerkom. En dan sien indeed, ek gaan net geweet terug na hierdie toe. And indeed we make many mistakes. If we could control our tongues, we would be perfect and could also control ourselves in every way. Ons gaan net vinnig terug daartoe, ek wil dit afbreek vir julle. Die woord hier, control, is die woord in die Grieks, kel en ek ago. Kel en ek ago. En dit beteken letterlik om te beheer, en ons sien, ek het net vir julle gesê, hoe om 'n perd te beheer, om 'n perd te stuur, om 'n skip te stuur, nou. En die steps was die ouens in Turke wat ons gepraat het oor. Maar hoor dit sê Dawid hieroor, hy sê, I said to myself, I will watch what I do, and not sin in what I say. I will watch what I do, and I will not sin in what I say. So, I will hold my tongue. So wat is negatiewe praat? Negatiewe spraak? Dis sonde. Want as jy nie geloof kan spreek nie, dan spreek jy nie volgens wat God spreek nie. Negatiewe praat is nie in God se plan nie. Negatief praat is nie wat God wil hê van jou nie. En dis hoekom Dawid gesê het, ek sal my tong in toom hou, I will hold my tongue. When the ungodly are around me, ek sal nie met hulle praat eers nie. Ek sal hulle a peace of my mind gee nie. How many times you want to give people a piece of your mind? Die taxi drivers. As die kwaad maak, I'm going to give them a piece of my mind. Vandag is die dag. And I say, but as I stood there in silence, not even speaking of good things, the turmoil within me grew worse. Sien, dit gaan oor emosie. The turmoil within me grew worse. Want ek kan nie my emoties beheer nie. Hoe gaan jy emosies, hierdie man, hierdie ou mens van die vlees wat uitspring uit jou uitpartytjie, hoe gaan jy hom beheer? Jy gaan hom beheer met jou woorde, met die regte woorde. Dawid sê, hier binne my, as ek nie praat nie, as ek eers die goeie woorde spreek nie, dan gaan dit hier binne my,
deur mekaar, en dit is my emosie wat ontplof eintlik, 'n borreltjie wat die druk ophou, en die borreltjies wat ontsnap, en ek weet nie, as ek hierdie ding hierdie proppie gaan afhaal, gaan dit uitspuit. Nou gaan oorkook. En as iemand jou stamp, hoe kook jy oor? Weet jy, as jy koukborreltjie moes stamp, dan gaan dit oor, nou. So, hoe lyk dit as die wêreld aan jou stamp? Of jy goed stamp aan jou, kook jy bietjie oor. En baie kere doen ons, né? Maar hy sê vir ons verder, net daai gedeelte, and behold, a small rudder makes a huge turn wherever the pilot chooses to go. Nou, dit is baie interessant. As ons dit afbreek in die Grieks, sien ons 'n ander tipe woord, en dit het gesê, tel ikutos, né? En dit beteken letterlik, en die woord choose hier, is die woord ormai in die Grieks. Dit beteken om 'n vinnige emosie te hê en 'n impuls te hê. So jy stuur die skip waar jy begeer, hy moet na toe gaan. Sien jy dit? So jy stuur hom hoe jy begeer. En hoeveel keer begeer ons om net vinnig iets te sê?